ons Vader wat in die hemel is. Ons dank U vir die voorreg wat ons het om ook met vreugde in ons harte U in die oomblikke te kan ontmoet. 'n Geleentheid wat U aan ons skenk, waar ons vir 'n kort rukkie dan uit die sleurgang van die lewe beweeg na 'n gefokusde ontmoeting met U. Maar steeds met die oog gerig op dit wat ons ook in hierdie week wat nou reeds aangebreek het, moet gaan doen. U weet van alles wat ons moontlik moedeloos maak. U weet van dinge wat swaar op ons druk. U weet van siekte. U weet van droefheid waar geliefdes in U ontslaap. U ken ook die moeilikheidsgraad daarvan om dit alles te verwerk. Maar nou so ken U ook alles wat ons werklik bly maak en opgewonde laat. En so bid ons dat U ook in hierdie ryk geskakeerdheid, hierdie veelkleurigheid van wat oor ons lewenspad kom, met elkeen van ons, gegeewe ons eie omstandighede, op 'n besondere wyse sal bly werk. Wil U toevou in genade en vertroostinge waar nodig, maar wil U ook ons diep dankbaar maak waar daar rede tot blydskap is. Ons bid dat U nou, wanneer ons hier in die skatkamer van U woord sal ingaan, ook werklik deur U Gees met ons sal praat. Help ons en lei ons om ook werklik deur die geloof te kan deelneem, deur dit ook so van toepassing te maak op ons eie lewens. En daarom is dit ons diepste gebed dat U sal spreek, want U diensknegt en U diensmaagd luister. En wil U ook so 'n gebroke diensknegt ook deur U Gees begelei om ook so te spreek dat dit ook is na die mening van U Gees. So bid ons al die dinge van U, nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons het nou nagenoeg 5 preke oor die teoretiese deel van die Efesiërbrief in ons reeks prediking afgehandel. En het ons keer op keer onder die indruk gekom dat dit eintlik maar 'n kaleidoskoop is. Ons kan hom maar draai na watter kant toe ook dit ook al mag wees, en dan gaan die rykdom van dit wat God gee elke keer vir ons soos 'n juweel, soos 'n skat. Maar nou begin die praktiese gedeelte, die toepassingsgedeelte in Efesiërs 4. Jy sien, vanaf die teorie, vanaf die beginsel, na die praktyk, na die uitlewing. En nou wil ons aan die hand van Efesiërs 4, vers 1 tot 6, dan ook kyk na waar raak hierdie toepassing op grond van God se genade die eerste keer grond in ons lewens. En heeltemal te wag
by verhoudinge, menseverhoudinge, interpersoonlike verhoudinge. Kom ons lees die gedeelte saam en daarna probeer ons dit dan ook verklaar en toepas. Ek druk, dit staan letterlik in die oorspronklike met 'n gevolgtrekking, hè, daarom, ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is en deur almal werk en in almal woon. 'n Baie ryk en 'n kragtige gedeelte, en dan gaan ons vers 1 en vers 2 as ons fokusverse dan uitlig, en dan ook so net die eerste gedeelte van vers 3. Ek druk julle dit op die hart, daar staan letterlik, ek smeek julle, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, die woord nederig, vriendelik, die woord sagmoedig, en geduldig, die woord lankmoedig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Geliefde broeder en suster en ons kinders, geloof is toe helaas nie maar net 'n saak van 'n mens se verstand nie. Dis toe helaas nie net 'n teoretiese aangeleentheid, maar 'n diep en eg praktiese saak. Geloof wat in woorde stol, in mooi belydenisse vasgevang word, sonder dat dit vleuels kry, sonder dat dit weerspieël word in my lewe, is nie alleen leeg nie, maar dit is dood. Geloof, sonder dat dit konkreet en prakties word, en dat dit weerspieël word in dit wat ek doen, het nie reg op daardie naam geloof nie. Anders as wat ons meermale dink dat my geloof 'n private aangeleentheid is. Dis my saak en dit het niks op aarde met enige iemand uit te maak het. Word hierdie vye blaar, broeder en suster, van ons al weggeruk. Dit is toe helaas 'n saak wat 'n openlike getuienis is in die wêreld waar die Here ons geplaas het. Elkeen van ons op 'n eie en 'n unieke plek. Maar daar waar hy my geplaas het, roep hy my. Hy roep my deur die geloof. En nou kom hierdie gedeelte en benadruk vir ons 4 dinge waartoe hy ons roep. En dan gaan ons in die prediking vanweë die tydsbestek
net indringend aandag gee aan 3 van die 4. Die eerste saak waartoe die Here ons roep, is nederigheid. Die tweede, sagmoedigheid. Die derde, lankmoedigheid of geduld. En dan die vierde, verdraagsaamheid in liefde. Nou, broeder en suster, is dit nie vir u opmerklik nie? Die eerste 3 hoofstukke wat die teorie, kom ons sê die teologie en die breë basis en fondasie van ons lewens beskryf het, waar sake soos die uitverkiesing, versoening, die feit dat ons medeburgers van God se koninkryk geword het, dat ons dan eintlik nuut geword het ook in ons verhoudings, op grond van onbeskryflike genade, dat die oomblik wat daardie saak na die praktyk toe beweeg, wanneer dit toegepas moet word, dat daar aan ons 'n skanier voorsien word. En dit kry ons in Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Die lewensdeur, die lewensdinamika draai en beweeg aan die hand van hierdie skanierverse. Efesiërs 4 vers 1 tot 3. So amper asof Paulus vir ons uit die gevangenis wil sê, wil ek weet of al hierdie wonderlike dinge wat die eerste 3 hoofstukke aan ons beloof en geopenbaar het, of dit werklik hier in my hart grond gevat het. Kom ons gaan kyk na hoe ons dit daar waar ons voete beweeg, dit toepas. Want weet jy, broeder en suster, dit is asof hierdie 4 dinge wat hier aan ons geopenbaar word, soos 4 drade is, wat in een tou saamgevleg word. Een draad op sy eie gaan onder geweldige druk en spanning verkeer, maar vleg daardie 4 drade en dit vorm 'n kragtige tou. En dan word nederigheid dan eintlik vir ons hier beskryf as daardie draad van daardie tou wat die tou buigsaam maak. Buigsaam maak, ja. Die tweede draad van sagmoedigheid maak dan eintlik dat hierdie krag van die tou onder beheer is. En ons kom terug na dit. Daardie draad van lankmoedigheid of geduld verskaf dan buigsaamheid. En nie alleen buigsaamheid nie, maar volhoubaarheid aan hierdie tou wat gevleg word. Terwyl daardie verdraagsaamheid en liefde as 'n vierde draad dan eintlik vir ons hierdie aanduiding gee dat die tou langer is as wat ek dink, of as wat ons soms wil hê. En nou moet ons dit besef, broeder en suster, dat hierdie 4 sake wat dan nou hier genoem word as drade wat saam gevleg word, eintlik teennatuurlik in ons lewens is. Nou hoekom sê ons so? Want ons wil nie weet van nederigheid nie. Want ons sê meermale maar dis 'n kruiperige persoon. In 'n wêreld, in 'n samelewing waar kompetisie dan eintlik die groot ding geword het, raak ons selfvoldaan, op onsself ingestel. En baie gou begin ons afkyk na ander mense. Die geleerdes praat van die narcistiese kultuur van die samelewing. Nou gaan kyk gerus na die Woordeboek. Die Woordeboek beskryf 'n narcis as iemand wat 'n sieklike beheptheid met hom of haarself het. En by die afwesigheid van nederigheid, broeder en suster,
herken ons so 'n persoon baie gou. Baie gou aan die hand van opmerkings wat gemaak word. Solank as wat daardie persoon deel is van hierdie gemeente, wil ek nie deel wees van die gemeente nie. Of as ek na hierdie persoon kyk, dan staan my nekhare onmiddellik regop. Ek kan nou maar eenmal net nie lekker vat kry aan hierdie persoon. Sien jy hoe kom dit terug na die ek en wat ek wil hê? Sagmoedigheid. Ons het 'n uitdrukking, sagmoedige neelsie. Wie van ons wil tog nou 'n sagmoedige neelsie wees? Maar weet jy, hierdie woord sagmoedigheid kom as grove skuurpapier, ook in 'n samelewing waar ons so ingestel is op vermoëns en krag en sterkte, en nou kom hierdie gedeelte en herinner ons daaraan dat die woord sagmoedigheid beteken om nie met hierdie woede en met eie krag alles te probeer regbuig en regbreek nie, maar amper soos 'n perd wat getem word, moet hierdie krag wat die Here aan ons gee, deur die werking van die Gees getem word. Want anders gaan kom ons noem dit daardie vertroue op myself en my eie vermoëns, soos 'n wegloop perd wees, wat my deur dorings en deur dongas en slote heen sleep. Om dan nie eers van geduld, lankmoedigheid te praat, wat ook soos grove skuurpapier oor 'n sagte velletjie getrek word, waar ons so maklik eintlik roem daarop en sê, weet jy, ek het maar eintlik 'n baie kort lont, dit vat nie veel nie. En dan sit ek iemand op hulle plek. Of hierdie persoon het my nou so ver gedruk, so ver gedryf, en dis hoekom ek vlam gevat. Sien nie daardie verontskuldiging, terwyl die woord geduld sê, lank van gees wees, lank uithou. Hoekom? Want daardie 4de draad sê, verdra mekaar, dra mekaar in liefde. Nou broeder en suster, as hierdie 4 drade dan saam in 'n kragtige tou gebind word, moet daardie drade ergens vasgebind of geknoop word. En dit is wat hierdie gedeelte sê. Daar is so 'n belangrike saak op die spel, dis die eenheid wat die Heilige Gees gesmee. Hierdie eenheid wat berus op God se uitverkiesende liefde, wat berus op sy versoenende genade. Maar al hierdie drade moet geknoop of vasgebind word, en dit is wat hier beskryf word met ons moet hierdie eenheid bewaar deur vrede. Vrede is die gom. Vrede is die knoop in hierdie sterk tou. Nou nadat ons dit, broeder en suster, met mekaar gedeel het, maak ons dan nou 'n venster oop waardeur ons gaan inkyk na die gedeelte. En ons noem dit doeteenvoudig dat ons geloofwaardige God, hoekom is hy geloofwaardig? Want al sy beloftes is waarheid. Ons geloofwaardige God roep ons om geloofwaardig te lewe. Hoor u? Geloofwaardig te lewe. En dan val die saak na 2 kante toe uiteen. Ons kyk dan deur 2 kleiner vensters in na die gedeelte. Ons vra eers, wat is die inhoud? Wat behels 'n geloofwaardige lewe? En dan in die tweede plek, hoe word 'n geloofwaardige lewe vasgebind, vasgeknoop aan die roeping wat ons ontvang? Broeder en suster en ons kinders, soos reeds gesê,
was die eerste 3 hoofstukke. Kragtige skatte, wat ons nou so deur die loop van 5 weke, die een na die ander, uitgehaal het en teen die lig laat skitter het. En nou, kom ons in hoofstuk 4 by daardie 3 kolletjies van die lewe, die dus. Dus nou moet dit van toepassing gemaak word op my lewe, want anders bly al hierdie wonderlike dinge sake van eendag lank gelede het die Here dit of dat gedoen. En dit kom nie hier by my uit. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie woorde dan baie deeglik in oënskou neem. Wanneer die apostel Paulus sê, ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. U sien, dit wat ek van vroeg tot laat doen, word hier beskrywe as ons lewenswandel. Letterlik uit die oorspronklike ons rondloop, rondbeweeg elke dag. Daardie rondbeweeg, daardie dinge wat ek doen in terme van my beroep, in terme van arbeid, dit wat ek doen in terme van 'n huwelik, in 'n gesin, in 'n gemeente, moet dan waardig wees die roeping wat ons van God ontvang het. Nou hierdie woord waardig terwille van ons kinders beteken om swaar of gewigtig te wees. Sodat Paulus eintlik aan hierdie gemeente sê, ek smeek julle. Ek rig hierdie dringende versoek tot julle. Ek rig hierdie absolute dringende versoek waar ek julle voor die Here plaas. Laat julle lewe in ooreenstemming wees met die roeping wat God oor jou pad gebring het. Hoor u? Elke lidmaat, groot en klein, oud en jong. Met ander woorde, jy moet waardig wees, jy moet swaar of gewigtig wees in jou lewenswandel. En natuurlik, nie in die letterlike sin van die woord nie. Dit beteken dan in terme van hoe ons optree en reageer, moet ons die gewig wat God aan ons lewens gegee het, in dankbaarheid ook deel van ons lewenswandel maak. Hoe? Deur dan in die eerste plek te sorg en toe te sien, dat dit wat ek sê, hierdie geloofsgrammatika en woordeskat wat ek gebruik, dat dit nie alleen net praat is nie. Dat dit nie die mooiste seebelle is wat ons by ons monde uitblaas, en dan voordat jy jou vinger kan klap of kan klik, dan het dit gedisintegreer. So, dit wat jy sê, jou woorde en jou dade, moet in ooreenstemming wees. Dit wat jy bely, moet jy ook doen. As ek bely genade, moet ek genade doen. As ek bely liefde, dan moet ek liefde doen. U hoor, broeder en suster, 'n ongelooflike belangrike saak. Is jou lewe, dit is eintlik die vraag aan elkeen van ons. 'n Lewe wat hierdie gewig gee aan jou woorde, want as jou woorde net woorde bly en dit word nie konkreet en prakties nie, dan is dit niks anders as woordinflasie. Soos met geld, wanneer daar te veel geld in omloop is en daar nie waarde is nie, is daar 'n inflasie. So, kerke, gelowiges, elkeen van ons wat net bly praat en nie doen nie, is skuldig aan woordinflasie in God se kerk, in God se koninkryk. En weet u, broeder en suster, ons het net nou gesê, in terme van getuienis, is iemand wat net praat, maar nie daardie woorde bevestig met sy of haar eie lewenswandel. 'n Onbetroubare getuie. Mense luister dood eenvoudig, net nie na my, wanneer ek sê, doen wat ek sê,
En eintlik sê ek daarmee, maar moenie doen wat ek doen. So laat julle lewenswandel waardig wees en ooreenstemming wees met die roeping wat jy ontvang. En nou moet ons baie fyn wees. As die Here elkeen van ons roep, nie net persone in die besondere dienste in gemeentes nie, dan roep hy ons tot 4 dinge, kom ons noem dit daardie geloofsvierkant. Hy roep my tot nederigheid, sagmoedigheid, geduld of lankmoedigheid en verdraagsaamheid in liefde. Nou broeder en suster, neem een draad uit hierdie tou waarvan ons gepraat het, en dan word die tou verswak. Neem nog een weg, dan is dit nog swak. En net een van hierdie drade gaan baie moeilik die druk op sy eie kan weerstaan. En daarom is dit dalk belangrik, broeder en suster, om net weer elkeen van hierdie begrippe kortliks te gaan uitlig. Net om die erns hiervan te benadruk. Wanneer daar gesê word, jy word geroep, nie deur Paulus nie, deur die Here. Met ander woorde, as die Here my roep, wie van ons sal dan sê nee, ek sien nie daarvoor kans nie. Hy roep my in die eerste plek tot nederigheid, wat hier vertaal word met beskeidenheid. Nou beskeidenheid, of dan hierdie nederigheid wat hier gebruik word, is presies die teenoorgestelde van die begrippe hoogmoedigheid of hooghartigheid. 'n nederige persoon is toe helaas nie 'n kruiperige persoon nie, maar iemand wat sy of haar eie afhanklikheid van God baie goed en baie deeglik begryp. Met ander woorde, om nog nader aan die kern daarvan te kom, wanneer ons veral Filippense 2, daardie pragtige Christuslied hierby betrek, dan gaan dit oor 'n gesindheid van ons Here Jesus Christus, wat na die aarde toe gekom het, nie om uit die hoogte uit op mense te gil en te skree nie, maar wat gekom het van die eerste oomblik af, om op 'n nederige wyse te kom dien. Nederigheid het toe helaas te maak met daardie gesindheid, waar ek nie hier in die lug bokant mense wil swewe, en die vingers wil klap en sê, doen dit nie, maar nederigheid het te maak met, ek wil dien, daar waar die Here my geplaas het. En as dit dan so belangrik is, dat dit begin by hierdie diens en bereidwilligheid, om in liefde myself te gee, ook vir ander persoon, nie net die van wie ek baie hou. Dan bring dit die apostel Paulus by die tweede juweel, die tweede diamant uit, en dis sagmoedigheid. In die antieke wêreld, veral in die Griekse kultuur, was 'n sagmoedige persoon iemand wat presies die teenoorgestelde was van iemand wat aggressief was en in woede-uitbarstings mense eintlik probeer manipuleer. U hoor, broeder en suster, 'n sagmoedige mens is iemand wat vermoëns en genade van God ontvang het, wat jou eintlik bemagtig en kragtig maak, maar daardie krag is getem deur niemand anders as God die Heilige Gees. Sodat ek ook daardie fyn aanvoeling het, waar ek die wonderlike dinge wat die Here gegee het, so kan aanwend dat ek ander opbou in plaas van hulle in die grond neerdruk en afbreek. En daarom lei hierdie sagmoedigheid na 'n derde diamant. En dit is lankmoedigheid, geduld. En gaan lees weer, broeder en suster, sagmoedigheid en geduld word in Galasiërs beskryf as deel van daardie vrug
van die Heilige Gees. Dus, as God deur sy Gees in my werk en die geloof werk, dan is hierdie sake nie multikeuses, wat ek hier op die yskas met 'n kruisie aanbring en sê, vandag is ek nou lus om geduld te beoefen, maar ek is nie lus vir nederigheid nie. Of ek is nie lus vir sagmoedigheid nie. Wanneer ek sê dat die vrug van die Gees in my werksaam is, dan is dit so daardie ligstraal wat hierdie prisma breek en in die pragtige kleure van die reënboog opbreek. En hoor nou, hierdie einste woorde, sagmoedigheid en geduld, kry ons dan ook in 1 Korintiërs 13, waar die werking van die liefde beskryf word. Sagmoedigheid en geduld is dan eintlik die noodwendige, noodsaaklike gevolge van daar waar die stroom van liefde vloei. Daarom, nie of ek lank wil uithou voordat ek in woede uitbarstings te kere gaan nie. Daarom nie 'n geval van, maar ek is maar iemand wat kort van draad is en ek sit iemand gou op hulle plekke nie. Dis 'n geskenk, maar 'n geskenk wat beoefen moet word. Wat dissipline van elkeen van ons vra. Want neem daardie 3 diamante weg, dan gaan daardie laaste diamant van verdraagsaamheid, met ander woorde met moeite, 'n ander help dra in liefde, vir my totaal en al 'n onaanvaarbare diamant wees. Broeder en suster, ons sê weer, al een van hierdie drade uit hierdie tou en die lewenstou verswak. En nou is dit baie belangrik, broeder en suster, nadat ons hierdie dinge die een na die ander uitgestippel het, dat ons ook weer terugkeer na lewe, 'n lewe wat hierdie roeping wat jy van God gekry het, waardig is. Dit is eintlik verskriklik om te dink, broeder en suster, dat wanneer ek ontrou is in hierdie 4 dinge wat ons genoem het, dan is ek onwaardig aan hierdie roeping. En dan kan ek uitreik na mense toe. Ek kan vir hulle vertel van genade en verlossing, maar daardie woorde gaan nie 'n uitwerking hê, want dit word nie in my lewe gesien nie. En kom ons kom nader aan 'n plaaslike gemeente. Wanneer een van hierdie diamante, een van hierdie drade ontbreek, broeder en suster, gebeur daar eintlik iets verskriklik, en dit is wat vers 3 ons op bedag maak. Vers 3 wat vir ons sê, lê julle daarop toe, om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Nou kom, ons haal daardie woorde in die oorspronklike net eers hier voor ons uitmekaar. Daar staan letterlik in die oorspronklike, hê hierdie ywer, span julle in, wees haastig, doen alles in julle menslike vermoë. Met ander woorde, werk hard. Dit moet 'n prioriteit wees. Nie maar weer eens net 'n multikeuse nie. Werk hard. Beywer julle om hierdie eenheid, nie wat Paulus bewerk het nie, nie 'n synode bewerk het nie, nie 'n kerkraad bewerk het nie, nie 'n mens bewerk het nie, die eenheid wat die Heilige Gees bewerk het tussen gelowiges, want hy het julle een gemaak in een geloof, in een hoop, in een kerk, in een koninkryk. Beywer julle, span julle in om hierdie eenheid te bewaar. En hierdie woord bewaar, broeder en suster,
is werklik waar een van daardie skitterende woorde in die Bybel. Hierdie woord bewaar is 'n begrip wat daardie tyd te maak gehad het met 'n wag, wat 'n kosbare item in opdrag van die koning moes oppas, moes bewaar. En nou word hier vir ons gesê, ja, hier het God aan ons 'n skat in 'n skatkamer gegee, wat bewaar moet word. En daardie skat is die eenheid wat die Heilige Gees bewerk het. Nou kom ons dink so daaraan. Hierdie skat is in die eerste 3 hoofstukke vir ons breedvoerig oor die lengte en die breedtegrade bespreek. Maar daardie skat is dan binne in 'n skatkamer geplaas. En wie is hierdie skatkamer waarin God hierdie wonderlike beloftes van genade, liefde, uitverkiesende genade gee? Die skatkamer is niks anders as sy kinders, as sy kerk, as gelowiges, 'n geloofsgemeenskap. Maar nou stel die Here 'n wag of wagte aan om hierdie kosbare skat van eenheid in die Gees te bewaar. En hierdie wagte, kom ons noem dit hierdie ligte wat flits, hierdie alarmseine wat weer galm, wanneer hierdie eenheid skade berokken word, is nederigheid, dis sagmoedigheid, dis geduld, dis verdraagsaamheid in liefde. Hoor jy hoekom ons gesê het, as een van die drade nie daar is nie, dan gaan die alarm af. Want indien hierdie drade die een na die ander uit die tou losgemaak word, word die eenheid van die Heilige Gees bedreig. Ag, broeder en suster, en nou word daar gesê, hoe bewaar ons hierdie kosbare skat? Deur die band, letterlik vertaal, deur die gom, die sement van vrede. En vrede behels 'n nuwe verhouding wat God bewerk het, waar ons in 'n nuwe verhouding tot hom staan, maar ook in 'n nuwe verhouding met mekaar. U sien, wat gebeur met vrede? Wanneer ons sê ons bewaar hierdie eenheid, dan kyk ek nie neer op iemand anders nie, maar ek staan langs hom en haar, en ek kyk hom of haar in die oë, met die liefde van Christus, wat daardie oë sagter maak. Ag, u ken dit, broeder en suster. Ons kan maar net dink aan 'n gesin, aan 'n huwelik, aan 'n plaaslike gemeente. Hoe mens later begin fokus op al daardie dinge wat verkeerd is. En die oomblik wanneer ons met hierdie, kom ons noem dit, afstand na iemand anders kyk. Wanneer ek dan in hierdie woede uitbarstings te kere gaan, en ek eintlik nie verdraagsaamheid het nie, dan loop daardie verhouding of verhoudings totaal en al skeef. En nou, broeder en suster, kom ons terug en ons verbind dit aan geloofwaardigheid. Dis eintlik wat hier staan. Ons het in die Afrikaanse baie lelike uitdrukking, broeder en suster, wat ons baie geneig is om te gebruik, en natuurlik binne konteks reg, waar ons maklik iemand anders as 'n tweegesig kan beskryf. En as die apostel Paulus hier sê, leef waardig jou roeping, dan sê hy, dit wat hier in my binneste aangaan, word weerkaats in terme van dit wat ek buitentoe doen. Wanneer die verkeerde dinge in my binneste werk, dan word dit weerkaats. En dan gebeur dit, dat ons sê, ja, daardie persoon is dubbelhartig. Hierdie persoon dra maskers en verskillende hoede vir verskillende omstandighede en pas die Bybel toe soos dit hom of haar pas of dan nou nie sou pas. En
En nou kom die gedeelte en sê, hierdie gevaar van om 'n masker te dra, 'n twee gesig in die geloof te wees. Dit kan nie. Dit mag nie. Veral nie as al daardie kragtige dinge van God aan ons geskenk is nie. Ons sluit af, broeder en suster. Ons is op pad. Ons het gesê, kom groei saam in Christus. Maar op hierdie pad word ons herinner daaraan dat daar alreeds 'n brug gebou is. Daardie brug, hoofstuk 1 tot 3, het 'n fondasie. Stewig geanker. Maar hierdie brug waarop ons die pad loop van groei, het 4 pilare. 4 pilare geanker in hierdie fondasie. Nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdraagsaamheid. Maar al 4 hierdie pilare moet ook deur die sement van vrede, nuwe herstelde verhoudings saamgeheg word. Dan eers, broeder en suster, dan eers kan ons veilig oor hierdie rivier en gapende afgronde heen en weer ry op die pad na groei. Broeder en suster, mag ek ook afsluit met daardie vraag. Hierdie tou of hierdie brug, hoe sterk is dit in my lewe? En kom ons gaan kyk dan na mense verhoudinge. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons ook nou in u woord bewus gemaak kon word daarvan dat ons 'n roeping het. Ongeag ons ouderdom, ongeag ons lewensomstandighede. Dit wat ons bely, dit wat ons in u woord vir ons rekening neem, is iets wat sigbaar moet word. En ons voel diep skuldig. Want hierdie tou wat kragtig en sterk moet bly, maar tog ook buigsaam, is iets waarin ons meermale op 'n onverantwoordelike wyse aan aandag gee. Deurdat ons hierdie tou swak maak, omdat dit draai om myself. Help ons om ook te begryp en te besef dat die lewe oor iets veel groter gaan as net my eie lewe. Dat dit gaan oor 'n kosbare eenheid wat ook tans in Suid-Afrika en wêreldwyd, ook onder geloofsgemeenskappe erg onderdruk is, vanweë verskille wat so dikwels geskille word. En nou bid ons, help ons om ook te help weef en te help vleg aan hierdie tou wat deur vrede vasgeknoop is. En help ons om geloofwaardig te wees
deur ook daardie weerkaatsing van die vrug van die Gees ook tentoon te stel, net daar waar u ons in 'n huwelik, in 'n gesin, in 'n gemeenskap, in 'n werkskring, binne 'n plaaslike gemeente geplaas het. Dit bid ons alles van u, nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.